Dis weer eens maandagmôre hier by Oasis FM, die radiostasie wat lewende water bring, water wat verkoop, vernuwe en jou lekker verfris. Nou ja, ons luister hier na 'n besondere program en hierdie program se naam is Eer aan God. Ek is Gabriel van Eden en saam met my in die ateljee het ons baie spesiale mense. Ons gaan by jou begin, Marietjie. Jy kan net vir ons sê, wie is jy en wat doen jy en hoekom is jy hier? Môre Gabriel, ek is Marietjie McFarlane. Op hierdie stadium ek sit net 'n afgetrede mamma, maar ek was ook betrokke by die begin van Global Leadership Academy in die jaar 2010. So ons kom van ver af saam met Stefan wat ook hier saam met my is en die huidige hoof is. Ja, ag dis wonderlik en ons gaan nog lekker, ons gaan nou gou vir jou 'n kansie gee, Stefan, net so ietsie oor wie jy is en hoe jy betrokke geraak. Ja, goeiemôre almal. Ek is Stefan. Ek is lief vir Jesus in die eerste plek. Ek is 'n onderwyser in die tweede plek. Stadige hardloper, baie lief vir Survivor en dan 'n YouTuber en vandag ook dan nou ook, ek weet nie of mense kan sê omroeperie, maar ten minste op die radio. Ek soek by Global Leadership Academy van die begin af en heidaglik die skoolhoof. Dis wonderlik. Nee, goed, mense, net voor ons verder gaan met hierdie program, kom ons bid net saam en ons vra dat die Heilige Gees met ons sal wees. Vader, wat 'n voorreg om U te mag ken en te kan weet, U is 'n liefdevolle Vader vir elkeen van ons. Ek bid, Heilige Gees, dat U met ons sal wees, dat U ons hande sal vat, ons lippe sal salf, en dit wat hier gesê en gedoen gaan word, alles tot eer en verheerliking van U groot naam sal wees. Amen. Nou voor ons nou verder begin gesels oor die skool, die nuwe ontwikkelings en al hierdie dinge, Stefan, kom ons gesels net so 'n bietjie oor hierdie naweek se trolley-resies. Ja. Hoe het dit ontstaan? Wat is die motivering? En vertel ons bietjie die suksesse van hierdie naweek. Ja, ek dink dit is seker een van die mees kreatiewe fondsinsamelers wat ons het en dit het begin lank terug in 2010 toe ons nou begin het in Equinox Mall as 'n skool en almal vir ons snaaks gekyk het, wie begin nou 'n skool in 'n winkelsentrum. Ja. Moes ons nou noodgedwonge fondse ook insamel vir die skool. En 'n paar van ons het daar in die Wimpy bymekaar gekom en koffie gehad en toe sê ons mekaar, wat sal ons doen vir 'n fondsinsameling? En die feit dat ons in 'n winkelsentrum is, het toe nou gelei tot die idee van kom ons vat trollies, ons vra vir besighede of hulle sal 'n bydrae maak en ons omskep die trolley om nou die borg te verteenwoordig. En wat wonderlik is van dit is, dit het kinders op die ouene die geleentheid te gee om agter een van Jeffreys Bay of die Kouga se plaaslike besighede te kom en te ondersteun. Ja, en ek onthou Karl van Smart Security het nog destyds gesê, jy weet, die feit van die saak is eendag as hierdie kinders ook hulle eie huis het, by wie gaan hulle 'n alarmstelsel kry? Waar gaan hulle juweliers koop of waar koop hulle brood? Natuurlik by, jy weet, in die eerste plek dalk iemand wat 'n trolley ondersteun het. So dit was wonderlik. Ek dink die uitvloei van dit is die kreatiwiteit van die kinders wat 'n mens nie totaal verbaas en kinders wat nuwe vaardighede ontdek, die geweet het, jy weet, hulle is lief om tegnies iets aan mekaar te sit, te bou of te ontwerp en ander wat die verwerk en selfs net die idees agter dit, leer ook kinders bemarking en 'n klomp ander goed en dan nou op 'n dag so Saterdag die samehorigheid en die plesier en die opwinding van so 'n dag is wat vir ons belangrik is as 'n mens dink aan 'n bydrae aan Jeffreys Bay en jy weet 'n positiewe viering op 'n Saterdagoggend. Mens kry nie iets beter as dit nie. Is verniet, beskikbaar vir enigiemand anders en dis net so lekker om te sien en ek moet eerlik sê, daar's ook lekker valle wat dit seker 'n bietjie meer opwindend maak as net 'n gewone atletiekdag. Wat my net weer eens uitgestaan het hierdie naweek of Saterdag dan, is die entoesiasme. Ja. Die kinders, hulle kreatiwiteit, die ontwerpe, die maak, die fisiese, die pogings wat ingesit is, die gejaag om die draaie, die spoed wat daar beleef is, en dan die ouers. En dit is vir my ook natuurlik goed om die ouers betrokke te kry en dan nou ook te sien hoe die publiek. 'n Man wat toevallig gou mall toe gekom het en hier loop hy om in hierdie ding vas en nou begin hy vra, nou wat gaan hier aan? Hoekom doen hulle dit? Wie's die skool? Hoekom is hulle hier? En kort voor lank het jy 'n toeskouer wat begin skree, betrokke raak en dan het 'n mens gekry wat ons graag wil hê. Ek weet die fondsinsameling is belangrik en dit is goed vir die skool, maar ek dink wat hierdie naweek weer eens
my hart geraak het, is om te kan sien hoe die leerders hande vat, entoesiasties by mekaar staan, saam skree, saam hardloop en alles doen. Dit was vir my werklik waar weer eens 'n hoogtepunt. Iets wat ook vir my altyd uitstaan is, ek weet nie of julle gesien het nie, maar in die trollies is hier 'n 4-jarige of 5-jarige kind wat nou die drywer is met 'n valhelm op, en ek het nou al een keer met die saal gevra nou in hierdie jaar, hoeveel van julle het julle eerste blootstelling aan GLA was 'n trolley-resies, en soveel van ons kinders het hulle amper sê hulle loopbaan by GLA, daai eerste sade is gesaai toe hulle in 'n trolley-resies as 'n 4-jarige, jy weet, deel was van die resies. So dis net 'n wonderlike, en dit is regtig ook, jy weet, daai gedagte van dit is definitief nie iets wat ons self uitgedink het. Ja, en Marietjie, vertel vir ons. Ja, wat vir my ook baie besonder is wanneer dit raak nogal erg om dit so om en om te hardloop. En hoe ouers, onderwysers, werkers van die borge, selfs van die borge self, ook deelneem. So dit word ook 'n vreugde vir meer as net die GLA kinders. Ek wil so ietsie aanraak rondom die gemeenskapsprojek en hoe die doel van die skool en die gemeenskap. Marietjie, toe julle die skool begin het aanvanklik, hoe het julle dit gesien en wat het die Here op julle hart gelê toe julle begin het? Dis 'n wonderlike storie, Gabriel. Dit is altyd vir my so lekker om oor die skool te praat, want dis regtig net alles, die Here kry net al die eer. Ja. Die hoof van die sendingorganisasie by Global Challenge, by wie ons geaffilieer is, of van waar ons nou eintlik uitkom, sy het jong mense oor die wêreld heen geneem vir 'n jaar, soos die jaar vir Christus model, maar nou net oor see. Ja. En toe het van hierdie persone teruggekom en vir haar gesê, maar hulle wil nie teruggaan na 'n gewone 9 tot 5 lewe nie. Ja. Hulle voel daar's iets anders. En my man en ek was in gesprek met haar naam is Anne-Marie Franken, en toe sê my man op die ingewing van die oomblik, maar ons weet nou dit was van die Here, Amen. Sê hy toe, maar hoekom begin ons nie 'n skool waar Christen onderwysers is wat rolmodelle vir die kinders kan wees, in plaas van die filmsterre wat alles verkeerd doen in na wie hulle op hierdie oomblik omsien nie. En dit was die begin gedagte, en ek het nog so gesit en gedink, ja, my man het nog so 'n paar jaar oor, hy het by die universiteit gewerk, en as hy nou aftree, sal dit nou wonderlik wees as ons 'n skool kan begin. En ons het begin bid daaroor, en toe vra Anne-Marie vir my of ek nie die skool sal begin nie. Ja. En dit was my so wonderlik, want die Here het my so voorberei op geweldig wonderbaarlike maniere, en ek moes binne 5 dae besluit of ek kan sien om te kom, en ek het mense gehelp in Port Elizabeth om 'n privaat skool te begin. Anders sou ek nooit dit eers oorweeg het nie, want mens hou skool, jy begin nie 'n skool nie. Dis reg. En toe die Here my baie spesifiek geroep uit Haggai 2 vers 4 van alle boeke, en hy het toe gesê, skep moed en begin met die werk, want ek is met julle, sê die Here die Almagtige. My gees sal met julle wees, moenie bang wees nie. Pragtig. En in my lewe is dit vir my belangrik dat die Here uit sy woord met my praat, dan weet ek dit is van hom. En so het dit nou aanvanklik begin. Ek moes 'n kwartaal kennis gee, en dit, sommer net interessant, was in September. En daardie volgende Januarie wou ons begin met die skool, wat ek ook dink absoluut uniek is. En ons het toe besluit om 'n geleentheid te hê waar ons ouers nou sien, is daar belangstelling vir. Ons het gevoel om 'n hoërskool te begin, want hier was geen hoërskool nie. Yes, en om nou uit te vind.
En daardie aand was dit absoluut 'n stormagtige aand. Die wind het gewaai, dit het gereën, dit het gestorm. Ons het gedink daar gaan absoluut niemand opdaag nie. Ja. En toe daag daar 40 ouers op. En ons was so geraak deur ouers wat sê hulle gebid het vir 'n spesifieke Christens hoërskool op Jeffreys Bay. En ek gaan vir Stefan vra vir ons net te vertel van Nollo en haar pappie. Ja, ek vertel graag, maar net om konteks te gee van die storie. Die 16de Oktober, net voor dit was die 16 Oktober wat ons nou publiek gegaan het en Cindy Liebenberg nog van die Our Times destyds. Ek het haar gaan sien oor jy weet hierdie idee van 'n skool sal sy vir ons advertensie plaas en sy was so opgewonde. Sy sê toe nee, ek gee vir julle die voorblad hierdie donderdag op die Our Times en al die paale kry hoërskool is hier 2010. Dis in Oktober vir voor Januarie. En ek sê toe Cindy, die probleem is net ons het nog geen naam vir die skool nie. Ons het nog geen e-posadres of 'n kontaknommer nie. Maar ek beloof vir jou, hardloop die storie op die voorblad, vertel die hart van die skool en die visie van die skool. En dan die volgende week sit ons advertensie en dit gee vir ons 7 dae om die e-pos te kry en 'n naam te kry en al die goed. So dit was regtig, soos Tannie Maritjie sê, in September besluit om in Januarie te begin en daai storie vertel net vir jou eintlik hoe min het ons reg gewees destyds. Maar nou in die Oktober het ons toe nou die aand by die Viswyf en ons het ook nou in die volgende week moes geadverteer en so aan. En hier reën dit en ons staan hier buite en ons sien hier se pa wat so huiwerend is by die deur hier by die Viswyf en een van ons gaan gesels toe met hom en hy vertel toe die storie van sy dogter wat nie 'n hoërskool gehad het waarna toe sy kon gaan nie, maar sy het vir hom gesê, Daddy, I saw this article in the newspaper and the Lord is giving me a high school, you need to go to this evening, they're going to tell you exactly how to apply for this new high school. So dit was toe nou wat die pa toe nou by die aand gebring het en wat so ongelooflik was, Nollo was een van die eerstes met die opening van die skool om deur daai deure te stap. Een van die heel eerstes wat 'n tree in die nuwe skool gegee het. En vandag is sy 'n volwaardige onderwyser wat 'n bydrae lewer by opvoeding in 'n hoërskool hier in Jeffreys Bay. So net so mooi hoe die Here so dogter eintlik 'n skool voorkom gee het en saam met dit nou vir 'n klomp ander oor die jare. Maar wat 'n voorreg om te kan deel wees van hierdie storie wat eintlik so sukkelend begin. Ja. Dit het toe nou beteken dat ons het toe daardie aand besef, maar ons het die Here reg gehoor, daar is regtig 'n behoefte aan 'n hoërskool. En ons het gedink aan so 30 kinders om mee te begin. En nou moet ons oral rondsoek. Ons het seker elke 2 verdieping huis in hierdie dorp het ons nou gaan kyk. As 'n potensiële skool. En so het Stefan hulle, want ek het op daardie stadium nog my kwartaal kennis uitgewerk in Port Elizabeth toe. En het hy en Annemarie by die mall aangekom. Watter mall is dit toe nou? Die Equinox Mall. Die Equinox Mall. En daar was 'n gedeelte van die mall wat soos hulle nou dit in Engels sê gemothball was, want dit was in 'n ekonomiese moeilike tyd. Ja. En hulle wys toe vir my toe ek kom daardie gedeelte. En ek is verskriklik opgewonde. Ek sê maar daar kan ons 'n skool begin. Ja. Maar die mall wil van niks weet nie. Hulle besluit hulle sal vir ons 'n warehouse aan die ander kant gee. Ja. En hulle kan eers Maart maand die warehouse nou vir ons gereed hê. Ek sê toe vir hulle, daar's geen manier nie. Nommer 1, kan ons nie die kinders in 'n warehouse sit nie, dan is daar geen vars lug en sovoorts nie. En tweedens, ons mens begin nie skool in Maart nie. Nee, jy begin in Januarie. In Januarie. En so het ons toe nou maar besluit, dan gaan dit nie die mall wees nie. En ons maar Stefan sê toe vir my, ek sê toe vir hulle, ek sal miskien oorweeg nog die warehouse, maar ek bid vir hierdie
mothball gedeelte, want dit was die voorkante van winkels. Ja. So dit was lig, dit was meer vriendelik. Ja, daar sien ek ons miskoot. En ek onthou nog so Stefan sê vir my, mevrou, partykeer moet 'n mens maar tevrede wees met wat die Here vir jou gee. Ek sê, ja Stefan, ek sal tevrede wees, maar ek bid nog steeds vir daai gedeelte. Ja. En ek dink dis toe kom die mall se agent terug na ons en sê vir Annemarie, maar hy wil net met een persoon praat, nie met die hele komitee nie. Ja. En Annemarie sê toe vir Stefan, hy moet saam met hierdie agent gaan. Hy moet met hom gaan praat. En Stefan, net jy kan vir ons daardie gedeelte vertel. Ja, ek onthou goed, dit was 2 uur op 'n Vrydagmiddag en ons het regtig voor dit nou nie idee waar ons met hierdie klomp kinders na toe gaan wat ingeskryf is nie. En soos ek toe nou mall toe ry, ervaar ek die Heilige Gees sê, wat ook al Chris Potgieter nou vir jou gaan sê jy voor ja. Dis wat ek hoor in my hart. Ja. En ek stap daar in die winkelsentrum en hier staan Chris by hierdie mothballed muur met sy bossleutels en hy maak die deur oop en ons stap in hierdie deel van die winkelsentrum in wat totaal leeg is. Daar's nie een besigheid nie, net hierdie leë winkels. En Chris vra vir my, hoeveel klasse het julle nodig? Ek sê, Chris, ons het 10 nodig. En hy begin so tel, 1, 2, 3, en ons loop so om die draai, eindig by 10, hy sê, okay, ons sal hierdie vir julle gee, ons sal teels insit, ligte insit, plafonne insit, dit sal reg wees die 1 Januarie, maar jy moet nou sê, ja of nee, dis R15,000 'n maand. Ek sê, Chris, ja, Yes, net daar, want dit is wat die Here gesê het, ek moet sê, en ja, dit was waar ons toe nou geleentheid kry om toe nou in die winkelsentrum te begin, en ek dink 'n mooi, prentjie van dit is, toe Annemarie die eerste keer in daai deel instap, toe daai outomatiese deure nog oopgemaak is, jy, die oomblik wat jy tree gee, dan maak hy deure mos oop van 'n winkelsentrum, en dit was so asof dit, daai geloofstap wat ons gevat het om 'n skool te begin, en hier kom die Here en hy maak vir ons die deur oop, dit was absoluut 'n prentjie van dit, en toe ons nou die eerste dag so sit, want in die paar weke wat toe nou oor is, met ons toe nou, stoele en tafels en alles in die klaskamer sit, ons het bankies hier geleen, tuinmeubels hier, party mense het hulle plastiekstoele gebring, hangmatte, dit was alles in die klasse. En toe ons nou die eerste dag die skool begin, toe sê Donovan Young, wat die seremoniemeester was, hy sê, good morning people, normally what you see is what you get, but in our case, what you see is what we got. So mense het sommer van die begin af geweet, ons is nou maar net mense, en ons is okay met 'n hangmat in 'n klaskamer. Ja, en wat vir my ook besondere voorsiening van die Here was, is aan die einde van in Desember van 2009, ons het Januarie 2010 begin, het ons 30 aansoeke, 30 kinders gehad wat geregistreer het. Ja. Maar daar was 12 onderwysers wat net eenvoudig ervaar het, hulle moet na ons toe kom. Ja. En ek het vir die Here gesê, Here, dit is fantasties, maar 3 kinders per onderwyser is daar 'n bietjie erg, jy weet. Ja, ja. En toe ons begin Januarie, toe staan 60 kinders, en aan die einde van die eerste kwartaal was ons 110. So toe maak die onderwysers absoluut sin, dat die Here voorsien het, hy het geweet, hoe vinnig ons gaan groei, en vir ons voorsien. En iets wat ook vir my, wat die Here op my hart gesit het, is toe ons nou moet begin reëls maak. Ja. Toe sê, toe lê die Here dit op my hart om te sê vir die personeel, kom ons vra die kinders om die reëls van die skool te maak. Dis roekeloos, né? Hulle het gedink, hierdie hoof het bietjie haar varkies verloor, en hulle het dit gesê ook. En ek sê toe, kom ons kyk net, ons kan altyd vir hulle sê, ons kan ongelukkig nie. En weet jy wat was die interessante, is dat hulle reëls was strenger, as wat ons die reëls self so opgestel het. Ja. En die wonder daarvan is dat ons minimale probleme met enige
dissipline gehad het, want hulle het self die reëls opgestel. So ons kon vir hulle sê, maar julle wou dit so hê, so ons verwag dat julle dan daarbey bly. Ja, so is sommer net interessant. En dan ook het ons van die begin af gevoel dat skool moenie boring wees nie. Kinders moet skool kan geniet. Dis pragtig. En dis 'n beginsel wat ek weet hulle nou nog toepas en selfs verder ontwikkel het. Ons doen nooit 'n ding outomaties op dieselfde manier as die vorige keer nie. Ons bid en ek wil hier ook regtig vir die Here eer gee. Hy is die mees kreatiewe wat daar is, want as ons bid dan dink ons, waar gaan ons nou iets kry wat meer kreatief as verlede jaar was? En wanneer die groep saam bid, dan gee die Here weer iets nuuts, elke keer. So dit was ook 'n besondere ervaring. Ja. Nee, dis my interessant, maar as jy terwyl jy praat so van onderwyser en leer, in die Engels praat die Bybel baie van Jesus the teacher. So hy was eintlik 'n onderwyser, 'n leermeester. En dis my so wonderlik as ek nou met onderwysers sit en praat vandag hierso, verteenwoordig julle nie net Jesus in julle harte nie, maar Jesus in julle roeping, want waar kan jy nou beter? Jy's 'n onderwyser, jy's 'n teacher, the same way that Jesus used to teach, and now I'm a teacher. Is dit nie pragtig nie, julle? Absoluut. Yes, like. Stefan, nog iets van jou kant af? Ja, ek dink as 'n mens bietjie meer praat, jy weet daai eerste jare was so vormend vir wie ons is as 'n skool vandag. En ons vertel so graag ook die stories, want dis natuurlik deel van ons DNA. En wat vir my uitstaan is die feit dat kinders 'n geleentheid het om hulle potensiaal te ontdek. En dit kom eintlik, weet, as ek myself vat, op skool het ek maar 'n baie beperkte visie gehad vir die toekoms, 'n lewensverwagting self. Jy weet, jy het baie keer gedink, maar net dit wat ander doen is wat jy gaan doen. En toe hier aan my jaar na matriek, toe het ek eendag Efesiërs 2 vers 10 gelees, en ek wil dit graag vir ons lees. Ja. En dit praat so duidelik, dit sê nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. En weet dit, die oomblik toe ek dit lees en verstaan, toe verander my perspektief oor die lewe en wat ek gedink het, my selfversekerdheid, my selfdenke, die feit dat ek besef het, jessie, maar hier is 'n God wat my liefhet, wat nog voor ek geskaap is, my gevorm het en voorberei het vir die goeie werke wat hy vir my uitgesit het. Met ander woorde, my lewe het 'n doel. Daar's 'n rigting, daar's iets wat die Here, en ek dink dis so deel van GLA se DNA op die ou ende, dat ons wil sien dat kinders hulle godgegewe potensiaal ontdek. Want jy weet, een van die as iemand wat nou die hele tyd met kinders werk elke dag, dis seker die grootste vraag wat kinders mee sit. Wat is die doel van my lewe? Ek kyk na die wêreld om my en ek sien geen hoop nie. Ek sien geen toekoms noodwendig nie. Jy weet, of dis ten minste die media dit vir hulle voorstel, en nie oasis nie, maar ander dalk. En as 'n kind dit besef, het ek al gesien hoe hulle gesig verander, hulle oë verander, hulle verwagting vir die toekoms verander. En so ek dink 'n groot deel van GLA se hoekom ons goed doen is om daai buite die matriekeksamen wat ons graag wil goed doen vir hulle, maar wil ons hê kinders moet ontdek dat daar potensiaal is en 'n plan is met hulle lewens, want dit bring 'n sekerheid en 'n diepte aan 'n jong man of 'n jong vrou se lewe. Ja, en weet jy, as jy so praat, dan dink ek net, toe ek nou die naweek met die trolley-resies weer gesien het, hoe die kinders hulle gawes en talente ontdek. Hulle weet byvoorbeeld nie van hulle kunstalent nie, of hulle weet nie van hulle fisiese talent nie, of hulle weet nie van dit nie. Nou word die kind blootgestel, en skielik is daar iets binne in hom wat na vore kom, buite die normale skoolsituasie, en hier kan hierdie kind nou 'n kunstige skets maak, of 'n trolley aan mekaar sit, of 'n kreatiewe idee bring, en dis wat die Here wil doen. En ek dink, as ons deesdae praat, ons mos nou maar van leerders, maar dit gee vir my ook
is amper 'n profetiese ding wat oor 'n kind uitgespreek word en te sê, jy gaan leer. En hier is die leermeester, jou onderwyser of jou onderwyseres, en hulle gaan jou leer, want ons noem jou 'n leerder. En ek onthou vroeër daar toe ek nog 'n kind was, het ons baie gepraat van 'n predikant as 'n leraar. Iemand wat kom leer, en as ons nou Jesus gaan kyk as die teacher, kan ons ook sê Jesus die leermeester, of dan wat dan vir mense wou leer, want Hosea 4 vers 6 sê die volgende, die woord sê, my mense gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Ons weet nie van beter nie, en hier kom ons in 'n skoolsituasie waar die kind geleer word, sy akademiese toerusting, maar hy word ook geleer 'n baie belangrike aspek, die geestelike aspek van, hoekom is ek hier op aarde? Waarvoor het Vader my geskep? Hy het my geskep om hom lief te hê, en meer soos Jesus te word, en dan dit uit te leef, sodat ander mense geïnspireer kan word deur wat Jesus in my hart is. Weet jy, Gabriel, en dit is wat vir my so wonderlik is, dat ons onderwysers aan die Here behoort. Want vir hulle is dit meer as net om die akademie, waarvoor ons voel baie sterk daaroor, dat ons uitstekende akademiese uitslae wil hê en ons werk hard. Maar die onderwysers is ook ingestel op die kinders, en om vir hulle nie net akademies nie, maar ook emosioneel, ook op sportgebied, ook op geestelike gebied, daar te wees en in te bou in hulle lewens, en die pad saam met hulle te stap, en daar te wees as hulle probleme het. En ek onthou dat dit vir die kinders verskriklik moeilik is as die onderwysers weggaan, omdat hulle juist so 'n band het met hulle, en dis so voorreg. Ek onthou byvoorbeeld dat ons vir die kinders wat enigsins dit fisies kon doen, het ons gesê hulle moet minstens aan een baan en een veldnommer by ons skole atletiek byeenkoms moet hulle deelneem. En ons het punte gegee, natuurlik nou vir die eerste 6 of eerste 3 of hoeveel, maar ons het ook punte gegee vir deelname. En dit het presies dieselfde uitwerking gehad as die trolleyresies. Is dat 'n kind kom agter my, ek kan nogal 'n spies gooi. Of hulle ondersteun mekaar. Die ou wat laaste kom, kry net soveel aanmoediging as die ou wat eerste kom. En hy weet, al kry hy nou nie die plekkepunte nie, hy kry punte want hy het deelgeneem. En dit het ook 'n besondere band tussen die kinders teweegbring. Ja. Nee, dis vir my eintlik so, ek vertel net vir, ek wil nie vir die luisteraars noem, ek vertel net vir hulle van ons hond wat siek is, en wat ons nou 'n medikasie en 'n pilletjie voor moet gee, en ek het my vrou het gesukkel, en toe kom my vrou met die briljante idee, sy vat daai pilletjie, maak hom toe in fyn gemaalde ou vleisies, en gee dit vir die hond, en dis geen probleem om daai medikasie of daai pilletjie in te neem nie. En dis my amper so as ons met die kinders op hierdie manier werk en met die leerders, en ons kom bied vir hulle die leer van die lewe, dit wat jy in die lewe kan leer, jou basiese opvoeding dan as akademiese opvoeding, maar ook jou geestelike aspek. As jy die pakket vir die kind in liefde toevou, gaan hy dit vat, hy gaan dit inneem, en dit gaan 'n verskil maak. En dis nou een ding wat ek nogal vir julle mee moet komplimenteer, hoe die kinders benader word, akademies, sport, trolleyresies, daar's 'n geweldige groot mate van liefde wat aangebied word, en dit maak die kind se hart amper oop om te ontvang en toe te laat, en in die hele opvoedingsproses ontdek die kind saam met die onderwysers wat 'n wonderlike gawes en talente het hulle, en so word daar opgebou en dinge ontwikkel net verder. En dit is wat ons kan praat, ons gaan van oorwinning tot oorwinning, van krag tot eer van ons Here. Absoluut.
Ja, Gabriel, ek dink ons kan nie anders as om ook net te getuig van die wonderwerke Yes, wat asseblief, in hierdie situasie asseblief. en veral nou in die aanvanklike deel van die skool plaasgevind het. Yes, asseblief. Ons het ook maar ons probleme gehad finansiëel ook. Ek kan miskien maar net noem dat daai R15,000 per maand is ook vir die eerste jaar vir ons geborg deur meneer Pretorius. So selfs daarin het die Here voorsien. Amen. Maar ons het net 'n kontrak vir 6 maande gehad. Ja. En ons het begin agterkom die agent van die mall is besig om mense die winkels te kom wys, want nou is alles pragtig mooi en Ja. dit lyk heeltemal anders as toe dit nou toe was. Ja. En ons besefte o aarde, nou het ons 'n skool, so ons kan nie nou ophou nie. En het ons weer begin, ons het gedink as ons miskien nou maar so 2 erwe kan koop en net basiese klaskamers eers bou en so aan. En Stefan was weer op die boukomitee of op die krykomitee. en Ek is steeds op die krykomitee. ja, en hy gaan, ek is seker hy kan net vir ons dit vertel van hoe die Here vir ons daardie grond gegee het. Dit was absoluut geweldig. Ek wil net sê dat in daardie tyd het ons baie probleme ook maar gehad. Ook met mag ons, is dit nou wettig om in die mall te bly as 'n skool en so vir sin reëls wat ons moet nakom en so aan. En toe die Here vir my hierdie vers uit Jesaja 45 gegee. Vers 2. Ek sal voor jou uitgaan en berge gelyk maak. Ek breek bronsdeure oop en slaan ystertralies stikkend. Ek gee vir jou skatte wat weggesteek is in die donker, rykdomme opgesluit in geheime plekke. Ek doen dit sodat jy kan erken dat ek die Here is. Jo. Stefan, as jy vir ons net kan vertel hoe ons daardie grond gekry het. Ja, so dit was een middag ook daar by Fountains Mall verbygery op pad om inkopies te doen en daar by die sirkel was daar 'n eiendomsagent en ek stop toe daar en Mike Williams is toe nou die agent wat namens Boegner Prop West die Fountains Estate, jy weet, verkope hanteer. En toe ek nou met hom deel oor GLA, toe sy dadelik baie opgewonde want hy ken toe nou kinders in die skool en hy sê toe nou, you know, submit a proposal. Want ek dink hy het sommer gesien hierdie klomp gaan nie nou kan R2 miljoen vir 'n erf uitgee nie. En ek sê toe Mike, maar dis reg so, ek gaan dit definitief doen en 2 weke later het ons 'n eenvoudige dokument ingedien aan Boegner Prop West en 'n oproep glad nie verwag nie, maar 'n week of wat later hier bel Mike en sê nee, Dries de Pre wat die ontwikkelaar is en almal ken natuurlik vir Dries, wil graag vir my en Anne-Marie sien en ons is so opgewonde. Anne-Marie sit sommer 'n serpan. Ek het 'n das aan my eerste keer daai jaar en hier ry ons na Dries toe en ek dink Dries het ons eers so 'n bietjie uitgekyk, jy weet, om net te sien wie's hierdie mense, want dis ook die eerste keer wat ons hom ontmoet het, maar so 'n halfuur in die gesprek en toe haal hy so papier uit en hy sê toe maar, jy weet, as hy nou eerlik is, hulle het 'n winkelsentrum wat Fountains Mall is, hulle het polikliniek, hulle die behuising, die een ding wat hulle nog kort is 'n skool om hierdie ontwikkeling nou regtig, jy weet, te vestig. En hy self sou nou nie een kon begin nie, so ons is eintlik 'n antwoord op gebed. En daar gee hy toe nou aanvanklik 5,5 wat later 7,5 hektaar geword het. Gee Boegner Prop West toe vir ons om 'n skool te begin. Soos in soos geen kostes geen koste nie. Ons het die prys die Here. Ja, ons moet nou maar die registrasiegeld en so, maar finansiëel vir die grond het ons nooit 'n sent betaal nie. En ek en Anne-Marie ry toe van daar af skool toe om nou vir die onderwysers te gaan sê en as hoof sal ek dit nooit doen nie, maar mevrou McFarlane het gevoel dis goed genoeg. Sy sê toe ja, roep al die onderwysers uit die klasse uit. En hier is ons in haar kantoor en Anne-Marie hou die papier so op en sy sê vriende, in my hande hou ek 5,5 hektaar grond wat die Here nou net vir ons gegee het. En ek kan maar net onthou die reaksie van daai personeel. Ouens was in trane, in blydskap, onmiddellike neersak op die grond en net hulle voorontmoedig voor die Here. En ek dink
dis vir my altyd so 'n mooi prentjie van wie is Global Leadership Academy. Jy weet dit is nie 'n korporatiewe entiteit hier. Daar's nie 'n besigheidsman wat dit begin het vir wins nie. Dit is eintlik, om eerlik te wees, het ons almal uit backpacks uitgeleef in daai jare, want ons was in die eerste plek mense wat gereis het op sendingreise, en hier begin die Here skool in September. Jy weet, en in Januarie, die woord van die grond was in Maart wat ons dit gekry het. Die skool was 3 maande oud, ons het nog nie eers skoolklere gehad nie. Die Here kom gee vir ons 'n stuk grond, en ek dink daai prentjie bly by my, want dit kommunikeer so duidelik die harthoek van die personeel, en die feit dat ouens eintlik net in diens van die Here staan, en so Global Leadership Academy, weet, mense het verskillende indrukke van dit, maar in werklikheid is ons maar net nog steeds in my kop jong mense wat Jesus lief het en wat sy wil doen en in Jeffreys Bay bydra wil maak. Maar dit was die grootste wonderwerk, maar dit was nie die enigste wonderwerk. Ja. Want langs die pad het daar soveel ook gebeur. Ek dink aan weer Stefan en oom Dani, hulle moes toe ons nou begin om die skool te bou. Nou, ek is baie eerlik, ek het geloof gehad dat die Here vir ons die skool gaan gee, maar soort van 'n eendag geloof. Ja. Want ons het geen geld gehad nie. Maar die Here het op ons hart gelê. Eers is die fondamente gelê, maar dan is dit nou eers klaar en so. En so ervaar ons, maar ons moet nou stene begin kry vir die eerste fase om die skool te begin bou. Yes. En Stefan en oom Dani gaan toe eers na 'n ander firma en kry prys en so, en hulle ervaar toe hulle na hierdie firma toe gaan dat hulle moet vra vir die stene. En Stefan, ek dink jy moet dit self vertel wat sy reaksie toe was. Ja, dit was nou natuurlik Langkloofstene wat ons vir Nico Blyk ontmoet het, en ja, ook die eerste keer wat ek hom ontmoet het, so aangename besigheidsman, en baie duidelik vir ons gesê hy sal vir ons 'n baie goeie prys gee, maar ek kon hom daar net maar weer gevra vir die stene. En ook 2 weke later toe kry ons 'n oproep van Nico Blyk wat sê hulle as 'n gesin is oortuig, hulle wil graag die stene gee vir fase 1. So ja, 'n wonderlike geskenk geweest wat ons in staat gestel het, want ons moes toe so R30,000 'n maand insamel vir die sement en die arbeid, en so kon ons toe nou vir die volgende 3 jaar het ons letterlik net baksteen na baksteen gebou, en so die skool stadig maar seker begin. Ja, maar wat hy nou nie gesê het nie, is dat Nico gesê het in die, sê net maar 30 jaar, hoe oud hulle nou ook al is, het hulle nog nooit 'n baksteen persent gegee vir mense nie. Want hulle het nie geweet vir wie moet hulle nou gee en vir wie moet hulle nie gee nie. Ja. So hy het gesê sy moeder op daai stadium was nog die belangrike persoon. Hy sal vir haar gaan vra, net om te sê hy het vir haar gevra, maar hulle moenie iets verwag nie. En toe hy vir Stefan bel, toe sê vir Stefan, sit jy? My ma is bereid dat ons al die stene vir fase 1 verniet gee. So ek sit hierdie stukkie by om net weer te wys, dis net die Here wat dit gedoen het. Ja. En so kom die ouens van Dirk Ellis by ons, en hulle sê maar hulle het net hopeloos te veel sand bestel. En nou gaan dit hulle duisende rande kos om die sand te verwyder. En kan ons dit gebruik? Ja. En dit was iets soos 3 vragmotors vol wat ons kon gebruik om ons vloere mee te gooi. Ja. Jo. En jy kan vertel van die feit dat ons toe op die ou end 'n voetbal of 'n rugbyveld gehad het voor ons 'n skool gehad het. Ja, dit was ook maar weer iets wat die Here gegee het toe hulle die Kouga munisipaliteit se waterreservoir gebou het en die kontrakteur ook weer 'n plek soek om die grond weg te gooi. Dus in ruil vir dit kry ons toe 'n rugbyveld. So ja, daar's net soveel sulke stories, Gabriel, van die Here wat getrou was, selfs tot vandag toe, ja.
Weet jy, as ek so na julle luister, kom hierdie ding maar net in my hart. Ons moet 'n bonatuurlike verwagting hê. Want soms word die Here beperk deur ons beperkte verwagting. En ek sê nou eendag vir iemand, gehoorsaamheid maak baie selde sin, en net so ook 'n verwagting. Want wie het nou gedink hierdie reservoir wat gebou gaan word, gaan daar nou ekstra grond wees, en die mense het 'n plek gesoek om dit te gaan stort, om van dit ontslae te raak, en daar kry hulle 'n rugbyveld. Dirk Ellis bou, daar's 'n klomp sand oor, dit kos geld om dit weg te gaan gooi, en toe gaan dit na Global toe, en dit word deel van die projek. En as ek so na Global, die hele skool, die Global Leadership Academy kyk, leadership bly natuurlik altyd vir my 'n belangrike punt, want ek dink as ons met leerders, jong mense werk, sal hulle vir jou sê, ek, 'n leier? Nee, ek is maar net 'n kind hier by die skool, ek is my pa en ma se kind, ek het in die huis, en nou kom jy na 'n leerder toe en jy sê vir hom, hierdie is 'n leierskap akademie. Hier gaan ons jou nie net akademies toerus nie, maar jou leierskap, dit wat jy kan doen, gaan ons jou help ontwikkel. En so skep ons hierdie verwagting in die omgewing van die skool, en dan natuurlik vir my die kosbare, die impak wat die skool in die gemeenskap het. En as ek so luister na julle getuienis en besef van mense hier van die Equinox Mall, Chris Potgieter, Dirk Ellis, Langkloof, bakstene, reservoir wat gebou word, die gemeenskap is betrokke in die skool, en net so kan die skool weer terugsit in die gemeenskap, want toe ons nou hier begin vanoggend, en ek het julle het nou al baie van julle het al van Megan ontmoet, wat hier by die radiostasie is. Megan was nog laas jaar matriek in Global Leadership Academy, en hier is hierdie pragtige jong meisiekind hier by die radiostasie, gereed, gekwalifiseer, toegerus, en sy staan ons almal by, sy het ons gehelp om hierdie program by mekaar te sit, op te neem en alles. Min het ek geweet dat hierdie meisiekind laas jaar in Global was, en hier sit die skoolhoof en Tannie Marietjie, en ons kan net die Here loof en prys. En dis vir my 'n so kosbare inspirasie net weer eens. Ons werk met leerders, ons werk met kinders, maar intussen is ons besig om mense te ontwikkel wat die wêreld gaan impakteer. En dis vir my so oulik van die hele global tema nog steeds. Hierdie is 'n wêreldwye skool wat kinders gaan toerus om 'n verskil reg oor die wêreld te maak. Ja, ek hou baie daarvan hoe jy dit stel, Gabriel, en as ek mag ek dink bysit net dit, weet heidaglik in GLA, ons reis so graag met die kinders. Ons het verskillende inisiatiewe, kinders wat hierdie jaar Duitsland toe was, nou in Junie gaan hulle Brazil, Uruguay, Paraguay toe, laas jaar Thailand, die jaar voor dit Kenia en Tanzania. Maar dis deel van die feit dat hierdie kinders ook die blootstelling moet kry van die nood van die wêreld. En so, jy kan nie net op 'n hoop sit nie. Maar ek wil graag 'n woord lees wat gedeel was met ons in 2010 wat sê, GLA, you will see the hope I place within you carried throughout this nation and to other nations around you. You are a key place in history. It's a defining moment. You will form leaders, world leaders, leaders of nations, cities and towns. I have called you to raise up apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers, and in turn they will begin to teach others and bring people into unity. En jy weet, die woord is oor die kinders van GLA gespreek. Met ander woorde, mens dink baie keer is die skoolse woord of dis die onderwysers, nee, die kinders van GLA gaan wêreldleiers wees, leiers van dorpe, stede, van nasies, van besighede, van families. Daai selfdes gaan op die ou ende evangeliste wees, mense wat die hoop van Christus Jesus verkondig. En so, dit is so kragtige woord, ons sê altyd, ons staan op daai twee bene, make disciples, shape leaders, make disciples, shape leaders. Alles wat ons doen, word gemeet. Die trolleyreisies, het ons in dit geleenthede geskep, waar kinders geleer word in leierskap, kinders geleer word in verhouding met Jesus loop. So, dit is die twee bene waarop GLA staan, making disciples, shaping leaders. Terwyl jy so praat, dan besef ek nie, die skool is amper soos, hier kom gereeld 'n konstante invloei van graad 8 leerders in, en dan beweeg hulle deur graad 12 toe. Maar daar's konstant die wat die skool verlaat, en dan is daar weer 'n nuwe stroom wat inkom, en die skoolsisteem
raak al meer gekonfyt en verfyn en geskerp gemaak om net beter te kan doen as gevolg van die ondervinding wat 'n mens het. En ek is so bly Marieke is hierso, want haar ondervinding en wat vir my kosbaar is, soos die Here eendag net vir my gesê het, hy sê as jy bekommerd oor die toekoms, en ek kon nie eintlik dadelik antwoord nie, want hy het seker my hart gesien, en hy sê vir my, my kind, gaan kyk terug oor die verlede, die laaste 10-15 jaar. Okay, nou ek sal gaan kyk, Here, nou kyk ek, en ek besef, maar my vader was die laaste 15 jaar getrou, hy het my lief gehad, daar het niks verkeerd gegaan wat hy nie in beheer in was nie. En hy sê vir my kind, as ek die laaste 15 jaar so getrou was in jou lewe, gaan dit presies dieselfde wees in die volgende 15 jaar. En dis wat ek ook by julle hoor, as leiers van die skoolhoof, hier is 'n geleentheid om net vir jou onderwyser, jou kollega, jou leerder te sê, kom ons gesels net gou 'n bietjie oor Global. Dis waar ons vandaan kom, dit was God se getrouheid en betrokkenheid in sy liefde in ons skool, en hy gaan presies dieselfde doen in die toekoms. En dan kan ons met 'n groter verwagting en 'n vrymoedigheid die toekoms ingaan en gaan sê, ons getroue, liefdevolle hemelse Vader gaan weer saam met ons wees. En dan skep ons hierdie ding wat ek amper wil sê, ek het net 'n voertuig gesien met die skryf op hom, Beyond Expectation. Ver verby ons verwagting, maar dit is asof die Here na ons toe kom en hy sê, my kinders, julle moet kies om 'n positiewe verwagting te hê, dan ontmoet ek julle. Maar as jy nie met hierdie verwagting sit nie, is daar niks. Is soos om weer vir Nico Blyk te kon gebel het en gesê het, maar kan jy nie vir ons die bakstene gee nie? Dis omdat 'n mens gekom het met die verwagting, en die oomblik toe jy die verwagting uitspreek, kon die Here sy proses laat plaasvind. En Stefan, ek baie opgewonde oor die tegniese afdeling, ek het al gaan kuier en besoek, gee ons so 'n bietjie meer opwinding oor ons tegniese afdeling. Ja, kyk, ek is eintlik mos 'n ou Daniel Pinaar onderwyser gewees voor die tyd, so tegnies is in my bloed, en self in 'n tegniese skool in Adelaide Gimnasium gewees, en ons praat al vir jare van, hoe gaan ons 'n werklike praktiese bydrae lewer tot ekonomiese ontwikkeling, en om kinders toe te rus, waar hulle entrepreneurs kan wees, en wat hulle eie ding kan doen, sonder om afhanklik te wees van iemand, en ek dink, tegniese onderrig is onlosmaaklik deel van daai prentjie, en in Jeffreys Bay, wat amptelik die vinnigste groeiende dorp is die boubedryf, die elektriese bedryf, daai twee in groot aanvraag, en so met bietjie aanmoediging het ons toe nou laas jaar finaal besluit, kom ons begin 'n tegniese afdeling in 2010, 2025, so van die begin van hierdie jaar af kan graad 10s tegnika siviel of tegnika elektries saam met hulle wiskunde en skynat nou vat. So dis eintlik nie 'n tegniese skool nie, dis net 'n vakkeuse wat bykom vir kinders. En ons het nou 'n stadige begin. Ons glo teen 2027 sal ons eerste matriek sê wat nou klaar maak met 'n sertifikaat. Dis eintlik maar 'n matrieksertifikaat, maar op 'n gelyke tegniese vlak is 'n N3. En ons het nou saam met dit moes die tegniese werkswinkels en klaskamers wat natuurlik moet bykom. So dis nou 'n interessante storie. Ons het op die ou ende besluit om met herwinde skipsvragte, wat containers. Kom ons sê maar die container. Om met dit te bou, en ek dink jy weet, dit was nie 'n maklike proses nie, maar 'n paar goed wat uit dit uitgekom het. Die een is, daai skipscontainers het die hele wêreld al gereis. Hulle was oor die hele wêreld. So hulle kom terug nou, en hulle laaste rusplek is daar by Jel. Maar hulle kom met daai rykdom van die nasies terug, en dis amper 'n container wat die Here ook kan gebruik om nou iets besonders te kom doen. So dis die tweede een, is hierdie wonderlike spasie wat dit jou gee om te kan werk. En dan die derde punt was, omdat ons 'n tegniese afdeling bou, het ons gesê, maar van die begin af moet ons ouens hier toerus. En so ons het 4 jong manne gehad wat eintlik maar, leekarbeid gedoen het, en gesê, okay, kom ons gaan julle leer om te swys, om met masjinerie te werk, en die 4 jong manne het toe
nou die hele tegniese afdeling gebou. Selfs die dakkappe is op die terrein vervaardig deur hierdie jong manne. En hulle het nou almal aangegaan en ander werke gekry in tegniese, werkswinkels en so aan. So die gebou is nog nie heeltemal klaar nie. Die dak is nou so te sê op. En dan is dit nou nog vensters, elektries, vloere en so aan wat moet inkom. So daar is al baie geleentheid om met die kry komitee te kom gesels as u dalk 'n bydrae wil lewer. Want ek dink iets wat mense net moet weet is GLA is regtig selfs in ons grondwet behoort aan die Kouga gemeenskap. As GLA vir een of ander rede nie kan bestaan nie, moet die geboue en die grond en alles gegee word aan 'n ander nie winsgewende organisasie wat die werk sal verder vat. So in daai opsig is GLA in die eerste plek vir die Kouga omgewing en om hier jong manne, jong vrouens op te rig as toekomstige leiers, nie net van Jeffreys Bay en Niemandsdorp en hierdie Kouga area nie, maar ook weier. Ja, ag nee, dankie Stefan. Dit lyk opwindend as ek nou daar by die skool kom 'n draai maak en ek kan sien wat alles daar gebeur. En selfs wanneer die leerders tussen klasse, daar's altyd 'n opgewondenheid, daar's so 'n lewendige geitjie, daar roere ding. Daar's altyd iets wat opwindend is besig om te gebeur. En ek moet sê as ek nou rondom verwagting kan praat, kan ek sien iets in die skool werk mee dat die kinders 'n ander tipe verwagting het en dit maak my opgewonde oor die toekoms. Marietjie. Ja, vir my is dit so 'n wonderlike voorreg gewees om my laaste jare, aktiewe jare aan so 'n ongelooflike projek daarvan deel te kon wees. Ja. En dit is my so wonderlik. Ek onthou byvoorbeeld ek het nou gesê ons het 12 onderwysers gehad. Van daai 12 onderwysers is nog 6 by die skool huidiglik. En dit was een van die dinge wat die mense gesê het, maar as jy so arm skole is, dan gaan die mense net 2 jaar bly en dan gaan hulle weg wees. Ja. So daai diep dit beteken net vir my so baie dat dit werklik ouens se lewenstaak geword het. En ons het altyd gesê maar die Here is eintlik die skoolhoof. Ek's nou net die administrateur nou Stefan. En ek glo dat dit iets is wat vir my vreeslik wonderlik is dat dit so bly. Dat hulle weet hulle is afhanklik van die Here. En ook as ek nou dink aan die tegniese skool en alles wat moet ingesamel word, het ons baie keer vir die kinders ook 'n klein fondsinsameling gegee om van deel te wees. En ons het dit gesien as hulle broodjies en visse wat hulle bring en dat die Here dit dan vermeerder. En ons het dit keer op keer gesien hoe dat en so leer hulle ook om hulle kant te bring, nie net te vra of net te ontvang nie. Ek sal nooit die dag vergeet wat die skool begin het nie. Ons was so oorweldig oor wat die Here vir ons gegee het. Ek onthou ons het daar so op 'n veld gestap voor die skoolgebou is en toe het my man gesê, maar as hier eendag iets gebou is, sal ons weet dis net die Here, want niemand van ons het geld nie. So ons was so oorweldig die dag wat ons by die skool ingestap het, dat almal hulle skoene uitgetrek het. En dat ons gevoel het dis heilige grond, want dis die Here wat dit letterlik vir ons gegee het. En daarom is dit vir ons ook belangrik dat dit so bly, dat ons nie sal begin dink ons weet hoe of ons kom op ons eie nie. En dit maak my die meeste opgewonde, dat Stefan en sy span op daai selfde wyse voortbou. Dit is my so mooi, terwyl jy so praat, kom hierdie vers, Psalm 115 vers 1, in die ou Afrikaanse vertaling. Nie aan ons nie, o Here, nie aan ons nie, maar aan U naam gee eer, om U goedertierenheid, om U trou ontwil. So dit gaan nie oor om eer te gee, sy goedertierenheid. Dit bly altyd vir my 'n mooi Afrikaanse goedheid, maar dis goedertierenheid, om U trou ontwil. En weet julle,
as ek so na julle luister en ek praat met van die onderwysers en van die leerders ook, daar's 'n mate van vervulling. En dis nie 'n ding wat 'n mens kan gaan werk voor of gaan probeer verdien. Dis iets wat outomaties kom vanuit jou liefdesverhouding met Hemelvader deur sy drome en wil te doen. Dan kry ons hierdie ding wat bekend staan as vervulling. Nou ek het vir julle twee gesê voor ons die program begin het, dit gaan net so in 'n oogwink wees en dan moet ons begin afsluit en dis presies waar ons nou is. Stefan, ietsie kort van jou kant af, Marietjie van jou kant af voordat ons klaar maak. Ja, ek wil sommer net van my kant af weer net onderstreep dat ons 'n skool is vir die Kouga en dat ek absoluut mense uitnooi om te kom koffie drink, self te kom hoor, self te kom deurloop. En as ek mag vra, sal julle ook regtig vir ons bid, want as 'n Christenskool, weet in hierdie wêreld is dit nie altyd die maklikste pad nie. En so ek vra sommer dit met vrymoedigheid, die van u wat intercessors is en wat regtig gereeld ook bid vir ons, dit word hoog op prys gestel. Ja, en ek is bly jy plaas die uitnodiging, want ons het dalk vandag 'n luisteraar of iemand wat die ding op Facebook kyk, hierdie program van ons, en dan net wil sê, maar ek wil graag meer weet, en ek het nou by jou gehoor, die vrymoedigheid, die uitnodiging van die skool is daar, kom maak 'n draai by die skool, kom stap deur, kom ontmoet, kom beleef, en kry die gevoel wat werklik by Global aan die gang is. Marietjie, ietsie ten einde van jou kant af. Gabriel, ek is seker, ek het dit soveel keer al gesê, maar die Here is besig met iets in Jeffreys, nie net in JLA nie, wat baie groter is as enige een van ons. En mag ons almal gereed wees om dit wat die Here wil hê ons moet doen, na die beste van ons vermoë en tot sy verheerliking te doen. Amen. Stefan, as jy vir ons kan afsluit in gebed, kom ons bid saam. Ja, wat 'n voorreg Jesus om u te kan ken en te kan getuig van u liefde, u sorg, u voorsiening vir ons. En ek bid sommer vir elke luisteraar wat hierdie boodskap vandag hoor, dat hulle u sal eer en hulle hervertel van dit wat hulle gehoor het, Here. Ons bid dat u werk, hierdie kragtige werke van die Heilige Gees sal voorsit in elke uithoek van hierdie Kouga. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Dankie Vader. Amen. Amen. Nou dit was nou verskriklik lekker om julle hier by ons in die ateljee te hê. Ek is weer eens net nog 'n entjie verder opgewonde en my eie persoonlike betrokkenheid by Global die laaste klompie jare, watter voorreg om te kon sien hoe julle groei van krag tot krag. Alles tot eer van die Here in hierdie Kouga gemeenskap. Nou toe, ek wens julle alles wat mooi is vir die dag en soos wat ons gevra het, as jy graag wil bid of intree vir Global, jy is meer as welkom. En dis nie altyd nodig om van die kant af te doen nie. Gaan stap 'n bietjie nader, gaan sit jou voete op die terrein, stap deur, kyk na die nuwe tegniese afdeling, jy sal verbaas wees. Baie dankie en ons wens vir elkeen 'n wonderlike dag toe.